oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Here, hoe ondeurgrondelik is u oordeele en hoe onnaspeurlik u weë. Dan weet ons nie een van ons ken u bedoeling, nie een van ons kan u raad gee nie, nie een van ons kan u 'n guns bewys sodat u verplig is om iets terug te doen nie, want u is die soewereine God wat die beheer het oor elkeen van ons se lewe. En wat u laat gebeur, laat u ten goeie meewerk vir ons wat u liefhet. As 'n gemeente in Stella en as Christene dwars oor die wêreld roep ons vandag saam met Christene deur die eeue uit, dat uit u en deur u en tot u alle dinge is. Aan u behoort die lof, die eer, die heerlikheid, die aanbidding tot in alle ewigheid. Amen. Here Jesus, ons kom in aanbidding, ons kom kniel voor u. U ons goeie herder, u ons reddende Here, u ons verlosser, u die koning van die konings, u die ek is, wat was van voor die skepping af, die ek is, wat ook weer sal kom, u die Here wat gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde is. Ons buig in aanbidding voor u, Here Jesus, ons verlosser. En as ons vanoggend Johannes 9, Johannes 10 gaan oopmaak, dan bid ons Here dat u deur die kragtige werking van die Heilige Gees die woord vir elkeen van ons sal oopbreek, dat ons met opgewondenheid hier sal uitstap en gaan vertel en sal gaan getuig en sal gaan leef wat ons gehoor het. Dankie dat u ons Here is en dat ons nie hoef te twyfel aan u wat God is, aan die werklikheid van u, dat u vir ons sondes gesterf het, dat u gekom het om vir ons lewe in oorvloed te gee. Dankie dat ons dit weer kan sing. Here, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Amen. Gemeente, maak asseblief die Bybel saam met my oop by Johannes hoofstuk 9. Ons kan nie Johannes hoofstuk 10 lees en eintlik enige iets met mekaar deel uit Johannes hoofstuk 10 as ons nie kyk na Johannes hoofstuk 9 nie. Want Johannes 9 en Johannes 10 is een gebeurtenis, alhoewel die mense later gekom het in hoofstukke en teksverse ingedeel het en gesê het, hier is hoofstuk 9, hier is hoofstuk 10, dit wat daar gebeur het, is een gebeurtenis. En die gebeurtenis, die gebeure begin in Johannes hoofstuk 9. Daar in die begin lees ons van, terwyl Jesus, dis vers 1, wegstap, sien hy 'n man wat van geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, en kyk hierdie interessante vraag, Rabbi, deur wie se sonde is hierdie man blind? Later sê die Fariseërs ook, maar hy was blind as gevolg van iemand se sonde. Dit is so maklik om alles te vat net na, dit is so in daai persoon se lewe as gevolg van sonde. Maar kyk wat sê Jesus in vers 3. God is 'n soewereine God. Hy sê,
dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers se sonde nie, maar hy is blind, sodat die werke van wat God doen, in hom gesien sal word. 'n Soewereine God het besluit, dat hierdie man blind gebore is, dat hierdie man 'n bedelaar is, en dat hierdie man op 'n dag voor Jesus te staan gaan kom, en dat Jesus, vers 9, vers 8, vers 5, ons het dit al gelees met die lig vir die wêreld verlede week, terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. So hierdie man is blind gebore, sodat die soewereine God sy doel kan bereik, dat die wêreld kan sien, Jesus is die lig vir die wêreld. En nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond, maak die spoeg met 'n bietjie klei aan, sit dit op die man se oë, en die man kon sien. Hierdie man was 'n bedelaar, almal het hom as die blinde bedelaar geken, en Jesus sê vir hom, gaan vertel wat met jou gebeur het. En as jy blind gebore is, en skielik kan jy sien, gaan jy definitief nie stil bly daaroor nie. Jy gaan rondhardloop en jy gaan vir almal sê, kyk, ek sien, ek was blind gebore, Jesus het my aangeraak. En natuurlik die groot probleem in die oë van die fariseërs wat net 'n geleentheid gesoek het om Jesus oor iets aan te kla, vers 13, vers 14, dit was op 'n Sabbatdag dat Jesus die klei aangemaak en die man se oë genees het. En dan roep die fariseërs en die Joodse raad hierdie man se ouers, en julle kan dit maar gaan lees, hulle is baie slim in hulle antwoorde aan hom, aan die Joodse raad, want die Joodse raad wil sê, was dit 'n klug? Hierdie man het altyd gesien. Hoe kan iemand 'n blinde gesond maak? Dan sê hulle, maar hy is van geboorte af blind, en julle weet dit ook. Maar, en dan wil hulle sommer uit die sinagoge uitban, maar hulle antwoord so, dan sê hulle net, vra die man, vra homself. En dan vers 22, sy ouers het sê, omdat hulle bang was vir die Jode, want die Jode het al klaar met mekaar afgespreek, dat iemand wat openlik verklaar dat Jesus die Christus is, uit die sinagoge geban sal word. Die ouers was te bang om dit te sê, en dan sê hulle, maar praat maar met die man self. Daarop het hy gesê, vers 25, of hy 'n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek wel, dit gaan oor Jesus. Ek was blind en nou sien ek. So, vra my net wat julle wil. Ek was blind en daardie man het my laat sien. Daar het 'n wonderwerk gebeur. Dit gaan weer terug, wat ek net wil sê, dis nie die doel van die preek vanoggend nie. Hierdie man is blind gebore, want 'n soewereine God het dit besluit vir hierdie dag, sodat hierdie getuienis die wêreld kan ingaan. En baie keer is daar goed in ons lewe, wat 'n soewereine God besluit het, vir sy doel, vir sy eer, en dan gebeur die goed in ons lewe en ons verstaan nie, maar die soewereine God is in beheer van ons lewe. En dan, kom ons blaai om in my Bybel, daar by vers 30, dit is daarom snaaks, sê hy daarop vir hulle, julle weet nie waar hy vandaan kom nie, en tog het hy my oë genees. Ons weet dat God na die sondaars luister, maar as iemand vir hom ontzag het en doen wat hy wil hê, luister God na hom. Van ewigheid af is daar nog nooit gehoor van iemand wat die oë van een van wat blind gebore is genees het nie. As hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. En dan kom staan die fariseërs in die Joodse leiers teenoor Jesus. Daarvan in vers 35, Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het. O ja, het hom toe uit die sinagoge uitgeban. En toe hy hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die Seun van die mens? En vers 36, en hy het geantwoord, wie is dit, meneer, sodat ek in hom kan glo? En Jesus het vir hom gesê, jy sien hom,
dit is hy wat met jou praat. En die man sê, ek glo, Here. En dan vers 39, toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie, kan sien, en die wat sien, kan blind word. Party van die fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie, want hy het nou bedoel, hulle sien, maar hulle is eintlik blind. Dan sê die fariseërs, ons is mos nie blind nie. En Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie, maar nou sê julle, ons sien, daarom bly julle skuldig. En julle sien, die opskrif hier daar gaan oor geestelike blindheid. Fariseërs, julle is miskien nie fisies blind nie, maar julle is geestelik blind. En een van die goed wat Jesus dan nou hoofstuk 10 ook by aansluit is, hulle lei met hulle geestelike blindheid ander mense, verlei hulle en lei hulle ook in die verderf in, want hulle is geestelik blind. 'n Geestelike blinde kan nie iemand die geestelike lig laat sien nie. En dan kom Jesus in die baie bekende Johannes hoofstuk 10. Nou in Johannes hoofstuk 10, daar is 7 ek is uitsprake in die Johannes evangelie. In Johannes hoofstuk 10 kom gee Jesus 2 ek is uitsprake. En die bekendste is uitspraak vir ons is die een waar hy sê in vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe vir sy skape af. En op Goeie Vrydag gaan ons na hierdie ek is uitspraak kyk. Maar vanoggend is daar 'n rykdom wat vir ons in ons geloof net soveel sterker kan maak vanaf vers 1 tot vers 9. Tot vers 10. En kom ons lees dan vers 1 tot vers 10. En so terwyl ons lees, gaan ek so 'n bietjie 'n paar goed sê terwyl ons lees. Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem hoor. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop omdat hulle nie die stem van die vreemdes ken nie. Nou in hoofstuk 10 gebruik Jesus die beeld van 'n herder en skape. En net om die tafel te dek vir die mooi wat nou kom, die skape, die wat skaapboere is of was, ek sien daar vir Johan, hy sê ek het al my skape verkoop, want ek bly teen die teerpad. En 'n skaap is 'n dom ding. As 'n lorry daarso stop en die eerste skaap klim, dan klim al die ander skape. Hulle vra nie waarna toe gaan ons nie, hulle klim. En niemand hoef hulle aan te jaag. As die eerste ene gaan, dan gaan die res. So, en hier kom hy en hy sê, die skape ken die herder. En daar's baie beelde en goed wat ek gelees het, wat mense kan gebruik. Hulle kan in antieke tyd kan al die skape in 'n bondel loop, en jy kan 5 herders wees. En as een herder sê, kom, dan kom sy skape, en as die ander ene met sy stem sê, kom, dan kom sy skape. En dan het hulle in 'n hok, 'n sekere hok, gaan toemaak. Nou, dit is maar basies, was dit 'n klipmuurtjie, of dit was 'n omheining met takke en doringtakke en sulke goed, dat die wolwe of die skelms nie maklik by die skaap kon uitkom nie. En dan is die skape deur die opening ingejaag,
en hulle het daar gebly. Nou, hulle het seker op 'n manier die opening toegemaak, maar nou kom ons by 'n gedeelte waar Jesus sê, ek bewaar die opening. Ek is die hek. Nou ek het bietjie gaan kyk na die Griekse woordjie wat hier gebruik word vir hek. Dit kan met 'n hek, dit kan met 'n deur vertaal word. In die nuwe vertaling, die een wat ons hier het, sê hy is die ingang. Maar kom ons lees dan verder. Deur vers 6, deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat. Maar hulle het nie verstaan wat dit was nie, wat hy vir hulle wou sê. En dit is veral met die Fariseërs, met almal wat daar was. Onthou, die blinde man was daar, die Fariseërs was daar, dalk nog 'n skare mense, die disippels was daar. Hy het met hierdie beeld met hulle gepraat. En nou, hulle het nie verstaan nie. En daarom moet hy nog duideliker met hulle praat. In vers 7, nou kom die eerste ek is uitspraak. Hy sê, toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, amen, amen, dit verseker ek julle, ek is die ingang, ek is die hek, ek is die deur, dis daai woordjie ingang, vir die skape. As iemand wat voor my gekom het, almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. So, hier kom hy en hy sê, daai opening wat daar is, ek bewaar die opening, ek is die ingang vir die skape. En dan gee hy maar weer so dwarsklap na die Fariseërs nie, skrifgeleerders, hy sê, almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, hulle het die mense mislei, hulle was geestelik blind, hulle vat hulle op 'n dwaalspoor. En dan vers 9, sê hy weer, ek is die ingang, ek is die hek, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n dief kom net om te steel, te slag en uit te roei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe vir die skape af. Maar vanoggend gaan ons fokus op 2 teksverse, eintlik 3. Want vers 7 en vers 9 sê dieselfde, ek is die ingang. Maar die woorde van vers 9, ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. En dan vers 10, 'n dief kom net om te steel, te slag en uit te roei. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. So die eerste ontsettende belangrike ding wat Jesus hier kom om te sê is, ek is die deur. Maar ek is nie 'n deur of 'n hek wat aan skeniere hang nie. Hy sê ek is die deur. Hierdie kerk het klomp verskillende deure waar ons vanoggend kon inkom om hier te kom sit. Maar die hemel het net een deur en sy naam is Jesus Christus. En hy sê ek is die deur. Ek is die ingang. En kyk wat sê hy, die belofte, die wonderlike. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Ek is die enigste deur, die enigste hek waarby jy kan ingaan in hierdie wêreld, waardeur jy gered kan word. Ons gaan volgende week kyk na hierdie ene, Johannes 14 vers 6. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En as ons nou teruggaan na ek is die brood van die lewe, ek is die lig van die wêreld. Al hierdie ek is uitsprake gaan daaroor dat ons die lewe kan hê. Die wonderlike belofte van lewe. Maar as Jesus sê hy is die hek, dan
stel hy homself voor as die enigste hek, die enigste ingang wat die Vader vir die wêreld gestuur het. Handelinge 14 vers 12. Jesus bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op hierdie aarde aan mense gegee waardeur God wil dat ons gered moet word nie. Jesus is die enigste deur. Hy is die enigste hek. Jesus is die enigste een wat ons wat geestelik dood is, weer geestelik lewend kan maak. Maar nou help dit nie, jy staan voor die hek en jy weet al hierdie goed nie. Die skape moet deurgaan. En daarom wat hy sê, as jy deur my gaan, as jy my aanneem, as jy deur my gaan, sal jy die lewe hê. En die voordeel van om deur die hek te beweeg is dus baie duidelik. Hy sê, julle sal verlos word, is die woord wat hy ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal verlos word. Verlos word van sonde. Hy sal skoon gewas word, witter as sneeu. So, die voordeel wat Jesus kom en sê, as jy deur my gaan, as jy deur die ingang gaan, sal jy verlos word. Sonde sal jou nie meer bedreig nie. God het jou vrygespreek in die naam van Jesus Christus. En die mooi dan van hierdie beeld, dink weer aan die kraal. Die kraal het net 'n opening. Jesus, kom ons sê, as hy as herder al sy skape daarin het en hy sou gaan slaap, dan sou hy in die opening slaap. Sodat as 'n skaapie oorspring, dan sal die herder dit dadelik weet. So hy bewaar die opening. En hier is iets ontsettend belangrik teenoor die geestelike blindheid van die mense aan die buitekant van hierdie kraal. Jesus sê as jy inkom, die ander voordeel is, ek bewaar hierdie opening. Ek bewaar jou siel. Ek bewaar jou lewe. Ons kom nou daarby, daarom dat hy kan sê, as jy ingekom het, sal jy die lewe hê en dit in oorvloed. Is dit nie wonderlik om te kan weet dat God ons siel ook bewaar, dat die hek, Jesus, ons ook daarvan bewaar. Dat bewaar dat ons ook weer geestelik blind kan word. Hy sê hy bewaar ons siel. Hy gee ons ook die sekuriteit. Hy is die hekwagter. Hy gaan nie toelaat dat die duiwel kom steel by ons nie. Ja, die duiwel kan probeer steel, maar hy gaan dit nie toelaat nie. Nou, daar's een interessante ding wat jy dalk oor wonder wat in hierdie teks staan. Die goeie herder, vers 9, ek is die ingang, as iemand deur my ingang, sal hy gered word. Hy sal in en uit gaan en veiding kry. Nou sê hy sal in en uit gaan. Kom ons, dit kan ons nou nie beteken, hier binne is ek gered, en as ek uitgaan, is ek verlore nie. Dan kom ek weer in, dan is ek gered, dan gaan ek uit, dan is ek verlore nie. Dit beteken glad nie dit nie. Hier gebruik ek weer die beeld van, as jy uitgaan, dan gaan jy uit in die autoriteit wat ek jou gee. Jy gaan uit in Christus. Die skape gaan uit om veiding te gaan soek, om te gaan eet. Maar die wonderlike van, as jy ingekom het, sal jy in en uit kan gaan, want jy is gevul met die autoriteit wat Jesus Christus jou gee. En natuurlijk, die herder lei die skape na die beste veiding toe, dat hulle kan eet. En dan kom Jesus, en hy sê, maar ons moet weet, die gevaar is buite.
En die gevaar het 'n naam, hy's 'n dief, die duiwel, die Satan. 'n Dief kom net om te steel, te slag en uit te roei. En ons as Christene, selfs die van ons wat nou deur die ingang gekom het, moet weet, die dief, die Satan, sal enige iets doen om weer te kom steel, te slag en uit te roei. Hier binne in die skaapkraal geniet ons veiligheid, ons het vreugde, ons het blydskap, want ons is verlos. Ek is vry van sonde, want Jesus Christus het vir my sonde betaal. En die duiwel hou nie daarvan nie. En hy sal enige iets doen om weer te kom steel, te kom verlei, soos die Fariseërs, jou blind te maak, te slag en uit te roei. En ons moet sy weet, dit is sy agenda. En hy gebruik interessante maniere, maar reg deur die eeue is dit 3 goeters. Wine, Woman and Song lees ons in Prediker, maar dit gaan oor mag, geld en vrouens, seksualiteit. Maar hy sal enige iets gebruik in jou en my lewe om jou te laat struikel, om te kom probeer steel, sodat ons getuienis kan afneem. Hy sal enige iets doen om te steel, sodat ek en jy nie voluit vir Jesus opstaan en getuig in hierdie wêreld nie. Hy sal enige iets doen in 'n gemeente wat vir hom leef, om daar bietjie te kom steel, sodat hulle getuienis flou kan word, en hulle nie aktief die koninkryk van God en die wil van God sal soek nie. Die dief, ons moet weet, hy is daar, en hy sal enige iets doen om te kom steel. Hy het 'n agenda, en sy agenda deur die eeue bly dieselfde. Kyk hoe jy Christene tot 'n val kan bring, of net kan hulle joy uit hulle lewe uitsteel. Maar, dan kom Jesus. En hy sê, ek, wat julle ingang is. Ek het gekom, sodat julle lewe kan hê, en dit in oorvloed. Die lewe hier en die lewe hierna. Die ewige lewe. Die lewe hier. Die lewe gevul met tevredenheid, want my herder sorg vir my. Hy lei my op na groen weivelde toe. Hy sorg vir my om te lewe. Maar oorvloed lewe gaan oor baie meer as net materiële lewe. Ek kan arm wees, maar in oorvloed, 'n lewe van oorvloed hê, omdat ek gevul is met blydskap, omdat Jesus my verlosser is. Ek is gevul met blydskap, omdat ek die ewige lewe het. Ek is gevul met blydskap, omdat die Heilige Gees in my is. Ek is gevul met 'n getuienis, al het ek niks nie. Want ek het Jesus, ek het die ingang, ek het deur Jesus die koninkryk ingegaan. Ek het gekom, sodat julle lewe kan hê, en dit in oorvloed. Nie een van ons wat deur die hek, deur Jesus, in die huis van die Vader ingekom het, hoef 'n kop onderste bo in hierdie wêreld te leef nie. Want Jesus gee vir ons lewe in oorvloed. Life in abundance. En soos ek sê, dis baie meer as net 'n lewe, 'n finansiëel welvarende lewe. Lewe in oorvloed beteken, hy gee vir ons sy karakter, sy identiteit, dat ons 'n lig kan wees in hierdie wêreld,
dat ons 'n verskil kan gaan maak in hierdie wêreld. En een van die mooi goed wat ek die vorige 2 weke weer gesê het, na aanleiding van die week voor dit, waar Moses by die brandende braambos gekom het en hy vir hom vra, wat is u naam? En Jahwe antwoord, ek is wat ek is. En as Jesus kom om te sê, ek is die hek, dan sê hy, ek is die Here wat die ingang is na die koninkryk van my Vader. Ek is die Here wat die ingang is. God het die wêreld so lief gehad, dat hy my as ingang gestuur het, sodat almal wat in my glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek is die ingang. En die doel daarvan om deur my te gaan, is sodat jy lewe kan hê, en dit in oorvloed. Kan ek vanoggend vra vir elkeen wat hier is, het jy al deur die ingang ingegaan? En terwyl ek dit sê, is daar ietsie wat ek hier geskryf het, wat ek nie gesê het nie. Kyk gou 'n bietjie weer na vers 9. Hy sê, ek is die ingang, as iemand deur my ingaan. Iemand. Romeine wat sê, elkeen wat in hom glo. Kom ons vat hierdie woordjie, iemand. Wie is iemand? Hier is 'n iemand. Die Here vra nie, wat is jou bankbalans? Wat is jou status in die samelewing? Wat is jou familiegeskiedenis? Voor jy kan ingaan nie. Vir die Jode was dit belangrik. Jesus sê, as iemand ingaan. En daaroor is ek dankbaar. En soos ek verlede week gesê het, was daar 'n dag in Standaard 9, wat hierdie teks waar geword het in my lewe. Ek was maar net 'n iemand. 'n Iemand wat deur die ingang ingegaan het, vir wie Jesus die hek oopgemaak het. En ek het dit aangeneem, en het ek deel van 'n berg vir Christus geword. Nou is ek iemand. Ek is nie sommer net deel van 'n berg. Ek is deel van 'n berg vir die Here in hierdie wêreld. Is hier vanoggend iemand wat voel, ek is te vol sonde. Ek is dalk nie goed genoeg nie. En baie keer gaan dit juis oor sonde, dat iemand kan voel, maar my sonde is te groot. Jesus sal nie die deur vir my oopmaak nie. As iemand, enige iemand, hoe belangrik of onbelangrik, hoe klein of hoe groot, hoe oud of hoe jong, hoe arm of hoe ryk, hoe vol sonde of hoe minder sonde, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, belofte. Nou vra ek vanoggend, in die woonplek van die Vader is daar woonplek vir baie. Is hier vanoggend iemand wat nog buitekant die skaapkraal staan? Wat nog deur die duiwel verblind word, waar hy nog lekker steel en slag en uitroei, waar hy jou laat voel, jy is goed genoeg vir niks, dan sê Jesus, kom in, hier is die ingang, kom in deur my,
neem my aan as jou verlosser in die Here. Ek is die ingang na 'n lewe in oorvloed. Enige iemand kan gaan en Jesus aanneem. Heilige Gees, druk op my hart. Wie is dalk iemand wat op 'n dag in jou lewe ingegaan het? Nadat goed in jou lewe gebeur, wat jy buitekant weer uitgegaan het en die duiwel kom vernietig, en vind jy jouself weer buitekant. Kom terug, sê Jesus. Ek is die ingang na die lewe. As jy deur my gaan, sal jy gered word. Sal jy die lewe hê en dit in oorvloed. Ek gee vir elkeen 'n geleentheid. Praat met Vader, praat met die Here. En somme vanoggend weer bevestig net, dankie Jesus dat U my deur my ingang is. En as jy buite is en jy somme net 'n iemand, dis reg. Vra vir die Here Jesus dat jy wil ingaan. Vra vir hom om jou Here en jou verlosser te wees. Vra vir hom om die hek vir jou oop te maak. Johannes, Openbaring 3:20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As jy my klop hoor, my stem hoor en jy oopmaak, sal ek ingaan en saam met jou feesmaal hou. Gee geleentheid vir stil gebed. Hemelse Vader, dankie dat U Jesus gestuur het as die brood van die lewe, die lig vir die wêreld. En dat U Jesus gestuur het as die hek, die deur, die ingang na die koninkryk van U, die Vader. En dankie dat U hom gestuur het om vir ons sondes aan die kruis te sterf, sodat hy die ware ingang kan wees. Ons redder. Dat hy die herder is wat in ons plek geslag is. 'n Skaapwagter, soos 'n skaapwagter moet wees. Dankie Jesus dat U my ingang is tot die ewige lewe. Dat U ons ingang is tot die ewige lewe. En tot 'n lewe in oorvloed. En Here Jesus, nou bid ons dat U elkeen van ons se lippe sal aanraak deur die Heilige Gees. Dat ons sal uitgaan en vir mense wat nog nie die ingang ontmoet het nie, nog nie deur die hek gestap het nie, skaamteloos vir hulle die evangelie gaan deel, dat Jesus Christus die ingang is, die enigste deur tot die ewige lewe. Seën vir ons met 'n getuienis, en maak dat ons nie skaam sal wees om hierdie getuienis uit te leef nie. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Net gisterand lees ek in Gerda, ek het vergeet om dit te sê, Galasiërs 5 vers 1, waar Paulus kom, dat hy sê, hy verkondig net Christus. Daar's nie 'n ander evangelie waardeur 'n mens gered kan word as net deur Jesus Christus nie. En daar's predikante, daar's gelowiges in hierdie wêreld wat sê, ja, Jesus is maar net een van die deure. Nee, hy is die deur. En dan is daar Christene wat allerhande druk op mense sit en sê, ja, jy moet die deur hê, jy moet Jesus hê, maar daar moet nog iets in jou lewe wees. 'n Soort van 'n Jesus plus evangelie. Jesus plus, jy moet dit, jy moet dat, jy moet sus, jy moet so. Nee, ons het net Jesus. Dis die enigste evangelie, Jesus Christus. So vriende, daar's nie evangelie wat sê, jy moet Jesus dien en geld gee nie, maar jy kan kies om Jesus te dien en uit 'n dankbare hart 'n offer bring om die koninkryk van God te laat uitbrei. So ek gee vir julle geleentheid om die Here te dien met julle offergawe.